Goeiedag. In 2025 loop einde toe. Wat 'n verhaal. Mense staan elke keer verbaas, dan dink jy nie hierdie einde van hierdie jaar het nou te vinnig gekom. 2 maande terug het ons gesê, "O, die einde moet asseblief nou kom", né? So gaan dit. Maar kan ek jou vandag 'n ding vra? Daar waar jy sit, maak jou oë toe. En dink net 'n bietjie, laat jou gedagtes gaan. Watter sorge, wat is die goed in jou gemoed wat jy het en wat jy op die stadium met jou saamdra, wat jy dink, maar ek moet dit bly dra. Wat is die bagasie op jou rug? Ek wil jou 'n ander vraag vra. Met wie was jou mees kosbare verhouding die afgelope jaar? Watter veranderinge was daar in verhoudings? Vriende wat jy dalk eintlik so 'n bietjie afstand gekry het, nuwe vriende wat weer naby gekom het, werk, wat ook al. Watter veranderinge was daar? En waar het jy vir God ja gesê? Ek gaan nou voortgaan met die woording. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, ons lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor ons. Donkerte bedek die aarde en diepe donkerte die volke, maar oor ons skyn die Here. En oor ons word sy heerlikheid sigbaar. En daarom, liewe broer en suster, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, deur die werk van die Heilige Gees, God ons Gees in ons. Wat 'n wonderlike voorreg. So ek wil jou nooi, maak jou Bybel oop by Lukas 24. Want dit is dalk van die mooiste gedeeltes om te lees in die einde van die jaar. Reis lig is die tema. Reis lig. Lukas 24. Ons gaan saam lees vanaf vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. En vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope tyd nie gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dit is hy wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dit die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kom vertel toe dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat sê hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vrou gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê Jesus vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het, vir ons die skrif uitgelê het nie.
Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. En toe vertel hulle wat op pad met hulle gebeur het. En hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Ons lees dit hiertoe. Here, dankie vir u kosbare woord. Here, ons staan nou aan die einde van 'n jaar. Ons kyk terug en ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar en ons is opgewonde oor 2026. So ons wil vandag bid dat ons hart ook sal warm word en dat die lig in ons lewe sal skyn. So lê vir ons so 'n bietjie lig op die toekoms en wat u wil hê vir ons, vir môre en vir oormôre. Amen. Ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. Het jy al gedink hoe groot was Jesus se tas toe hy hier op aarde was? Jesus reis lig. Ons hoor nooit dat hy bagasie gehad het nie. Hy het maar net met die klere aan sy lyf hier gekom en daar gekom en die ding en daai ding. Daar's 'n term, daar's 'n lewenstyl, 'n life of simplicity, 'n lewe van eenvoud. En dis nogal baie uitdagend. Ek weet daar's baie keer is daar modemense wat wil maak asof dit 'n lewe vir eenvoud is. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van regtige eenvoud. Dat 'n ou selfs deesdae hoor ek by 'n winkel tweedehandse klere koop. Uit respek uit vir die nuwe klere wat so duur is en die aarde so baie kos. Of wat nie noodwendig altyd net elke dag vars kos koop nie, maar net genoeg kos. Filippense 2 vers 5 daag ons uit om lig te reis. Hy sê die geselfde gesindheid wat in Jesus was, moet nou by julle wees. En dan sê hierdie leef en reis lig nogal iets anders. Sy hemelse glorie is nie iets waaraan hy vasgehou het nie. Hy wie aanbid moes word, het 'n skepsel geword, soos ek en jy. Hy het nie eens spoggerige klere gedra nie. Hy het geen reistas gehad, geen bagasietas wat sy reis swaar gemaak het nie. Hy reis so lig. Hy het die gestalte van 'n slaaf gehad. Hy het homself gegee. Hy wou nie gedien word nie, maar het kom dien. Hy het sy lewe as 'n losprys daarmee betaal, dat ons vry kon wees. Hy was op sy knieë voor sy disippels, toe hy hulle voete gewas het. Hy het nie 'n ego gehad van sien tog vir my raak en hier is ek, sterretjie vir my nie. Hoe sê 2 Korintiërs 8 vers 9, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Hy het nie met sy CV rondgeloop nie. 'n lewe van eenvoud. Die mees gesogte, mees geadmireerde lewenstyl. En ek wil jou vandag uitdaag en sê, reis lig. Dit is eintlik Jesus wat ons uitdaag. 4 dinge van reis lig wat jy saam met jou vandag kan vat. En die ou jaar is daar, jy kan nou 'n klomp goed neersit en môreoggend as jy jou oë oopmaak, dan begin jy met 'n reis lig. Jesus loop saam met ander. Dis natuurlik ons geloof, né? Daai oggend was sy graf oop. Hy leef. Hy leef. Hy leef nie kam nie. Hy leef nie in ons hart nie. Hy leef. En dan gee hy die sleutels van die doderyk vir sy kerk. Ons sou dalk verwag het dat hy Jerusalem toe gaan en tempel toe gaan en dan sê boe, hier is ek en die kerk bietjie skrik maak en vir hulle sê watch it nou, wat ook al. Maar hy doen nie dit nie. Hy is nie daar nie. Dan 2 armsalige mense van 'n dorpie amper sonder naam, 'n nikszeggende dorpie, jy weet, platteland, diep rural. Dan ewe skielik loop hy langs hulle. Is dit nie fantasties nie? Waarheen is julle manne op pad? En hulle dra swaar in hulle bagasie, die dinge. Nee, die dinge wat ons lewe ook so opmors, ons sleep, dis soos rekke en sementblokke aan ons hande en voete, dit sug en kreun, die dinge, ons eie bagasie. Dis die eerste ding van Jesus, hy loop saam, hy loop hy langs hulle weet nie, dis hy nie.
Hy het iets vrolijks in sy gemoed. By hulle is dit nag. En dan luister hy na ander. Hy luister nie bietjie nie. Hy luister, hy laat hulle praat. Is dit nie wonderlik nie? Nee, hy kon daar wonderwerke gedoen het, vir hulle lig laat skyn, dit al sulke goed. Niks, maar hy het nie 'n ego nie. Hy stap saam met nobodies. Hy stap saam met naamloses amper. Hulle het 'n Sondag sonder son. Vir hulle is dit nie 'n groot dag nie, vir hulle is dit 'n slegte dag. En hulle pak af, hulle maak hierdie tasse wat hulle so saam met hulle sleep, maak hulle oop. En hulle pak uit, en hulle pak uit, en hulle pak uit. Weet hy dan nou nie wat aangaan nie? Hoe ondigterd is hulle. Die pyn, die suffering, die probleme, is bagasie. Daar is nog niks, as hy smartryk aan die woord kom. En dan pak hy uit, nee. Jesus doen niks. Hy stap saam met hulle. Hy luister. Ek het nogal gewonder, hoe sou die koerantberig van daai dag gelyk het, nee. As die rapport daai Sondag uitgekom het, die dag toe die hemel na die aarde geluister het. Toe Jesus die hemel na 2 mense die aarde geluister het. Is eintlik 'n groot kompliment. God luister. Hebreërs sê dit ook, dat hy medelee met 'n swakheid het. Hy verstaan, hy hoor nie net nie. Hy wag nie dat ons klaar praat, dat hy kan praat nie. Hy luister. Sy hoor is 'n aktiewe gehoor. Hy absorbeer wat na hom toe kom. Mense voel nie afgeskeep nie. Mense voel nie geïgnoreer nie. Ek dink, daai luister het ek en jy dalk nodig. Ons moet ons bagasie neersit en bietjie luister na ander se bagasie. En soos wat hy saam met hulle gestap het en toe na hulle geluister het, toe dit alles klaar is, toe begin hy hulle leer. Nou wil ek sê dit wat toe binne in sy gemoed is, wat in sy hart is, borrel toe by sy lippe uit. Ons baie toksiese lewenswyse word toe sy breek, né? Ons het so 'n spiraalgang af, maar hy breek daai spiraal en is woorde wat so inspreek. Weet jy, ek en jy wat die evangelie van Jesus Christus het, ons hoef nie net na die dominee te hardloop om in mense se lewe in te spreek nie. Ons kan. As ons geluister het, dit wat die Gees sal dan die woorde in ons hart sit, né? Woorde van God af, sy lippe. Die skrif vloei oor sy lippe. Wat 'n fantasties, né? Hoe staan daar strome lewende water het dan nou vanuit sy binneste na hulle toe gespoel. Hy ken die wil van God en hy maak die wil van God en God se wens en God se droom so bekend. En God se woord lek uit sy lewe uit. Hierdie manne se knieë word sterker, hulle bene word, hulle rug word reguiter, hulle begin die bagasie so stadig aan los, soos wat Jesus praat. Man, julle praat julle self vas, is redelik wat Jesus vir hulle gesê het. Kom ek vertel vir julle die God storie. God is hier. God se profete het vertel van 'n Messias wat sou kom. En die Messias is hy nie die Messias nie. Julle praat van sy graf is leeg, maar ons het hom nie gesien nie. Julle kyk hom in die oë, julle weet nie dis hy nie. Jy kan daai ding hoor, né? Wow, het ons harte nie vol en warm geword toe hy met ons gepraat het nie. Want die evangelie, die positiewe energie wat Jesus net oordra vanuit sy hart tot in hulle hart. Die boek op die pad, die woord in hulle ore. Johannes 6. Na wie toe sal ons gaan, Here? U alleen het die woorde van die ewige lewe. Ek dink dit is wat ons moet doen. Kom ons gaan kry dan by die woorde van die ewige lewe, ons nuwe lewe, en dan deel ons die woorde van die ewige lewe met ander. Jesus die loper, Jesus die luisteraar, Jesus die leraar. Hy is nie klaar nie. Hulle gooi hulle bagasie af. Filippense 3 klink ook nogal so, né? Gaan lees bietjie Filippense 3. Hulle gooi hulle bagasie af. Hy wil dan aanstap. Nee, u moet by ons oorbly vanaand. Nee, dit kan nie. Dis hoe hy hulle aangeraak het, nee,
Hulle wil nog meer en nog meer. En weet jy wat, dan word ou droë brood feeskos. En 'n glasie wyn nagmaal. 'n koninklike ete met 'n hoofletter. Wanneer God opdaag, word ou brood en 'n glasie wyn die beste maaltyd wat daar is. Nuwe lewe. Nuwe lewe. En Jesus eet alweer saam met die verkeerde mense. Hulle wat sug, hulle wat nou daar is, hulle wat nou alleen is. Koninklike etiket. Hy moes by die koning gewees het. Nee. Hy leef saam met mense. Saam met my en met jou. So, maak nie saak hoe lyk jou grot of jou shack nie. Jesus is daar en hy wil hê dat jy jou bagasie neersit en saam met hom sal reis en saam met hom sal eet. Ja, toe word alles anders, die verlede word anders. Maar ek wil vir jou vra, los jou verlede, dis bagasie, sit dit neer. Hoe het Moeder Teresa gesê, gister is verby, jy kan daar niks doen nie. Môre is nog te ver vorentoe, jy kan daar niks doen nie. Vandag is hier, sit jou bagasie neer. Los jou eie eer en jou eie naam en jou ego, daai goed, daai dinge wat ons so saam met ons leef. Maar begin dien. Want weet jy hoe lyk jou Sondag dan? Dan word, soos met Kleopas hulle die geval was, Sondag sonder son, toe die son sak, toe word dit Sondag met 'n son, met die lig wat helder skyn, met genesing in sy strale. Toe draf hulle 13 kilos in die donker terug, geen probleem. Hy is toe gekreun. Hulle het Jerusalem toe gedraf. 'n nuwe ou pad. 'n nuwe ou pad. Hulle ken daai pad. Maar dit was anders. So ek wil jou eintlik nooi en sê, dis die laaste dag. En die koning nooi jou vir 'n koningsete. 'n fees. Die pa wil vir die verlore seun weer die goue ring aansit. En 'n beeslag. Hy wil vir die een wat moeg en oorlaai is, hy wil onderinbuk en jou juk aftel. En vir jou rus gee. Hoe sê Prediker 8 vers 15, eet en drink met God as eregas. So gooi af hierdie reisbagasie, reislig. Los dit wat agter kan bly. Dink aan vandag en God wat jou wil genesing gee. En soos Jesus ons gedien het op aarde, kom ons lewe dan 'n lewe van diens. En dat mense wat te doen kry met jou, as hulle vir jou môre sê, voorspoedige nuwe jaar, dat jy hulle oorval met hartlikheid en heerlikheid. En dat God se heerlikheid deur jou lippe hulle seën. Dat 'n ou broodjie 'n koningsmaal word. Dat 'n ou glasie wyn 'n nagmaal word. Mag die koning so in jou lewe teenwoordig wees. Here, ons dank U. Ons dank U vir die grootheid. Ons dank U vir die goedheid, die lewe sonder einde. Ons prys U naam. Dankie dat ons nog 'n jaar kon volmaak. En as ons na vore kyk, dan wil ons vir U vra, ons wil regtig lig reis. Dat U evangelie, U koninklike evangelie, regtig ons hele lewe sal vul. En dat U heerlikheid van binne na buite so strome lewende water uit ons sal borrel. Help ons mense wat saamloop, wat luister, wat leer, wat 'n nuwe lewe verkondig. Ons prys U naam. Amen. En hierdie nuwe lewe gaan jy op 'n nuwe manier in. As die Here ons seën, is dit nie om te sê die diens is klaar nie. As die Here ons seën, dan sê hy, ek stap nou saam met jou. So mag die genade van die Here Jesus Christus en mag die liefde van God, ons Vader, en mag die inspirerende troos van die Heilige Gees elke oomblik van nou af verder by jou wees. Amen.